Dit is donderdag die 21ste Mei, Hemelvaartsdag, en ek wil graag 2 skrifgedeeltes saam met jou lees vanoggend. Ek lees uit Johannes 16, daar vanaf vers 5 tot 8, en dan ook uit Handelinge 1, daar vanaf vers 9 tot en met vers 11. Die Here Jesus is hier aan die woord en hy sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En dan Handelinge 1 daarvan af vers 9. Nadat Jesus dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons 2 skrifgedeeltes wat ek graag by hierdie viering van Hemelvaart ook vandag met jou wil deel. Die lewe bestaan uit momente van verandering, wat groot betekenis vir 'n mens inhou. Ek dink hierdie tyd waarin ons is van COVID-19 is so 'n moment, so 'n gebeure van verandering, waarin ons weet dat niks dieselfde gaan wees nie. Dinge is besig om te verander. Daar gaan totaal en al 'n nuwe betekenis vir die lewe en ook vir jou en vir my na vore kom. En so is die Hemelvaart ook 'n gebeure van verandering, wat nuwe betekenis ingehou het vir Jesus, maar ook vir jou en vir my. En so by ons viering van die Hemelvaart van die Here Jesus, kom ons maak net 1 of 2 opmerkingies rondom die Hemelvaartsgebeure. Ek dink die Hemelvaartsgebeure is van die mees geïgnoreerde onderwerpe in ons gesprekke as gelowiges en selfs in ons prediking. Ons maak geweldig baie van die geboorte en die sterwe en die lyding en die opstanding van die Here Jesus Christus en ook van die uitstorting van die Heilige Gees. Daar selfs kerklike feesdae aan hierdie gebeure gekoppel. Maar rondom die Hemelvaartsgebeure is daar nie veel wat gebeur nie. In die verlede was daar 'n vakansiedag, maar ons weet, dit bestaan nie meer nie. Selfs vandag waarin ons as gelowiges die Hemelvaart van die Here Jesus in herinnering roep, is daar baie kinders van die Here wat nie eers daarvan bewus is dat dit vandag Hemelvaartsdag is nie. Kyk 'n mens ook na die stemme rondom Hemelvaart, dan is dit eintlik maar baie min en baie gering. Dis net Lukas van al die evangeliste wat hierdie gebeure van die Hemelvaart vir ons verwoord in Handelinge 1 vers 9 tot 11, soos wat ons het vanoggend saam gelees het. Selfs Jesus het nie baie gepraat oor die Hemelvaart en sy weggaan hiervandaan nie. In die Johannes Evangelie maak hy so 'n sydelingse opmerking daaroor. Daardie opmerking wat ek vir jou gelees het uit Johannes 16 vers 7 waar hy gesê het, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Selfs ons belydenis skrifte is ook maar baie skraps aan inligting rondom die Hemelvaart. Dis net die Heidelbergse Katekismus wat daar in Sondag 18 so 'n bietjie aandag aan die Hemelvaart skenk. Nou alhoewel daar min stemme is en dit baie gering is wat oor die Hemelvaart opgaan, is die vraag, beteken dit dat ons nou nie veel aandag aan hierdie gebeure hoef te gee nie? Ek wil dit vanoggend waag om te sê dat die Hemelvaart is 'n moment van verandering wat groot hoop en troos vir jou en vir my na vore gebring het. Dis 'n moment van verandering wat groot sin en betekenis vir Jesus ingehou het en ook groot sin en betekenis vir jou en vir my inhou. En dis waaroor ek so vir 'n paar oomblikke vandag saam met jou net wil stil staan. In die heel eerste plek om net weer te vra, wat het hierdie moment van verandering, hierdie Hemelvaart, vir Jesus ingehou? En in 'n tweede beweging wil ek graag net die vraagie beantwoord van watter sin en betekenis hou die Hemelvaart vir jou en vir my as kind van God in? Kom ons kyk na daardie eerste vraagie. Wat het hierdie moment van verandering vir Jesus ingehou? Ek dink in die heel eerste plek het die Hemelvaart bevestig dat Jesus se aardse werk voltooi is.
Ons weet dat die Here Jesus het na hierdie wêreld toe gekom om verlossing, redding vir sondaars te kom bewerk met sy versoenende sterwe ter wille van sondaars. Dis waarom ons hom ook aanbid en verheerlik as ons verlosser. En dis ook wat Jesus dan ook gebid het in sy hoëpriesterlike gebed daar in Johannes 17 vers 4 toe hy gebid het die aand net voordat hy gesterf het aan die kruis op Golgotha, het hy gebid: ek het U op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Johannes beskryf ook vir ons dat die Here Jesus ook met hierdie woorde ook gesterf het. Tetelestai. Dit is betaal. Die werk is klaar gemaak. Dit is afgehandel. En toe het Jesus sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Die hemelvaart bevestig dat Jesus se aardse werk voltooi is. Die hemelvaart in die tweede plek werk daartoe mee dat Jesus se aardse, menslike beperkings opgehef is. Paulus beskryf dit vir ons pragtig in Filippense 2 vers 6 tot 8, as hy iets van die beperktheid wat Jesus in sy menswees beleef het, hy wat die seun van God is, God self, wat hy beleef het as mens hier op aarde. Paulus skryf, hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Die menslike bestaan van Jesus Christus, die Seun van God, was gekenmerk deur nederigheid, onderworpenheid en gehoorsaamheid aan God. In sy menslike bestaan was Jesus beperk tot hierdie wêreld, in plaas van die heelal wat hy in sy godheid beleef en ervaar het. In sy menslike bestaan was hy beperk tot een plek, in die landelike gebied van wat ons vandag ken as Israel, plaas daarvan om alomteenwoordig te wees. In sy menslike bestaan was hy beperk tot 'n menslike liggaam, 'n liggaam wat pyn en lyding en honger en dors en dit wat met 'n menslike liggaam gebeur, dit ondervind het. Maar die hemelvaart was 'n kosmiese gebeurtenis waar Jesus van die een dimensie in die kosmos, die aardse dimensie, oorbeweeg het na 'n ander hemelse dimensie waarin hy sy goddelike heerlikheid weer kon opneem. In die derde plek bevestig die hemelvaart die begin van Jesus se hoëpriesterlike werk by God vir jou en vir my. Die Hebreërskrywer beskryf dit vir ons pragtig in Hebreërs 4 vers 15 en 16 waar hy sê, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Jesus tree in by God ons Vader as ons hoëpriester. In die heel eerste plek is hy die een wat vir ons intree wanneer die sielevyand, die aanklaer by God ons kom aankla oor ons sondes. Dan is hy ons advokaat, ons prokureur wat vir God weer herinner, vir God wys dat hy die een is wat die prys vir ons betaal het met sy versoenende sterwe aan die kruis op Golgotha. Maar Jesus is ook ons hoëpriester. Die een wat verstaan, wat omgee met elke ding wat met jou en my gebeur. Wat ons ly, hy weet wat dit is as ons ly. Hy weet wat dit is waardeur ons gaan, selfs die versoekings wat ons beleef en ervaar. En hy betoon barmhartigheid en genade, simpatie, begrip en omgee as ons hoëpriester by God. In die laaste plek bevestig die hemelvaart die oppergesag van die Here Jesus Christus, dat hy die een is wat die mag en die gesag het oor al die magte en kragte en selfs oor die bose. En daarom ontvang Jesus ook 'n uitsonderlike naam. Hy is die Kyrios, hy is die Here, soos wat Paulus vir ons in Filippense 2 vers 9 tot 11 skryf. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Nie die naam Jesus nie, maar Jesus Christus is die Here. En ons weet, Here, Kyrios beteken soewereine oppergesag, heerser, koning.
en die kosbare posisie wat Jesus inneem, dat hy aan die regterhand van God sit, dat hy die een is wat met mag en autoriteit en gesag daar sit, maak dat ons saam met Paulus in Efesiërs 1 vers 22 kan bely, ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die hemelvaart was 'n moment van verandering vir die Here Jesus. Dit beteken dis die einde van sy aardse werk. Dit was ook die bevestiging dat sy aardse menslike beperktheid opgehef is. Dit was die begin van sy werk by God as hoëpriester vir jou en vir my. En dit was die bevestiging dat hy die een is wat die oppergesag in die heelal het. Watter sin en betekenis hou die hemelvaart vir jou en vir my in? 3 gedagtes. In die eerste plek, die hemelvaart baan die weg vir die koms van die Heilige Gees na jou en my. In Johannes 14 gee Jesus vir ons die belofte, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. In Johannes 16 sê die Here Jesus, dit is tot ons voordeel dat hy weggaan. Want nou gaan hy nie net meer met ons wees nie, maar hy gaan op 'n kosbare, unieke manier in ons wees, sodat hy tot in alle ewigheid by ons kan wees. Die Heilige Gees is die een wat ons wys na Christus. Die Heilige Gees is die een wat ons lei in die waarheid. Die Heilige Gees is ook die een wat vir ons bekragtig, vir ons bediening aan God en aan ander. En die Heilige Gees is ook die een wat vir ons troos en vertroos en met die hoop van God hier op aarde bedien. In die tweede plek bring die hemelvaart 'n nuwe verantwoordelikheid na jou en my toe as kind van God, naamlik dat ons nodig het om die evangelie met andere in ons leefwêreld te bedien. Markus sluit sy evangelie net soos al die ander evangelies, hulle evangelies afsluit, evangeliste hulle evangelies afsluit met die groot opdrag. En dan skryf hy in vers 19, nadat Jesus die groot opdrag gegee het, dat hulle na al die nasies en mense van hierdie wêreld toe moet gaan, en die goedheid van God se genade en trou moet gaan verkondig, dan sluit hy af met hierdie woorde. Nadat Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem, en hy het aan die regterhand van God gaan sit. En hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig. En dis die boodskap ook van die woord, is om vir ons te sê, dat die Here Jesus het 'n stuk werk hier op aarde begin, om te getuig van die goedheid en die trou van die Here God, wat hy aan hierdie mensdom van hierdie wêreld kom betoon het. Maar by sy hemelvaart, en met die hemelvaart, is dit as ware 'n aflosstokkie wat Jesus aangegee het, oorgegee het na ons toe. En ook vir ons gesê het, weet jy, ek sal jou ook help daarmee met die krag van die Heilige Gees. En nou het julle nodig om die boodskap van God se goedheid, God se genade, God se trou aan die mensdom te gaan verkondig. En dis ook die wonder van die evangelies, dat al ons evangelies eindig met 'n oop einde, om daardeur vir ons net iets te vertel, dat hierdie werk is nog nie voltooi nie. Dit is iets wat tot in hierdie daguur, en ook hiervandaan tot en met die wederkoms van die Here Jesus Christus aangaan. Die hemelvaart baan die weg vir die koms van die Heilige Gees na jou en my. Dit herinner ons aan 'n verantwoordelikheid wat ek en jy as kind van God het. En derdens, die hemelvaart wys vir ons ook op 'n groot kosmiese gebeurtenis wat nog in die toekoms gaan moet plaasvind. En jy en ek gaan deel daarvan wees. En dit is die wederkoms van die Here Jesus Christus. Handelinge 1 vers 11 het ons gehoor, hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Jy sien, die hemelvaart is die waarborg dat ek en jy as kind van God hemel toe sal gaan. Maar die hemelvaart is ook die waarborg dat die Here Jesus Christus op 'n dag en 'n tyd in hierdie wêreldgeskiedenis gaan terugkeer en alles en almal sal kom uitsorteer, kom afhandel wat afgehandel moet word, sodat alles uiteindelik aan God tot in alle ewigheid mag behoort. Ek wil sluit. Die hemelvaart was 'n moment van verandering wat groot betekenis vir Jesus en ook vir jou en vir my ingehou het. Mag die troos en die hoop wat ons opnuut weer in hierdie viering van die hemelvaart gebeure, mag daai troos en hoop net weer vir ons uitstaan, dat ons mag weet dat dieselfde Jesus wat God se liefde vir ons hier op aarde kom voorleef het, dat dit daardie Jesus is wat ook nou saam met God aan God se regterhand tot in alle ewigheid regeer. Mag dit vir jou troos
en hoop bring. Vrede vir jou vir die res van hierdie dag.